uitgang. Alles dui op een ding. Sonder mekaar kan ons nie. Ons ken Spekboom al vir jare. Ek ken Spekboom al vir jare voordat dit 'n mode ding geword het. En ons het daarmee begin eksperimenteer want ek het geweet mense kan dit eet, diere eet dit. En ons het in 2020 daarmee begin eksperimenteer en toe 3 produkte gekry wat baie lekker was en toe besluit om 'n company te begin. En hoe meer ons die plant leer ken het, hoe meer was ons geïnteresseerd in die plant en gefascineer met die plant eintlik. En dis van daardie maatskappy gegroei. Spekboom was in die eerste plek van 'n mooi plantjie gewees. So ons het heiningkies daarmee geplant en ons het eers in die tuin daarmee begin werk en dis waar die landskapsargitektuur daarbey ingekom het. En toe het ons van daar af, omdat ons geweet het kan geëet word en dit is eintlik baie lekker. Dit is soos 'n suurlemoen smaak. Daarmee begin eksperimenteer, maar dit was eerstens 'n mooi plantjie wat mooi in die tuin geïnkorporeer was, in die tuine wat ons gedoen het. En is waterwys en is inheems en hy kry nie eintlik siektes nie. So dit is net eintlik 'n wonderplantjie om in jou tuin ook te hê. So ons is baie spesifiek oor die produkte wat ons in ons deli produkte gebruik. Dit groei onder 'n skadinet. Ons gebruik geen kunsmatige ons spuit dit met geen insektedoders nie, ons gebruik niks kunsmatig nie en ons pas dit soos goud op. So dit is die deli produkte se spekbome. Onder die skadinet, niks en niemand kan naby dit kom nie. Die skoonheidsreeks se produkte is ook glad, word glad nie gespuit nie, dit word glad nie enige kunsmis toegedien nie. So uit my tuin uit kry Happiness die stiggies, sy sny dit en sy pluk dit daarbo en dit is vir die skoonheidsreeks wat Happiness besig is om te oes. Die deli reeks se blaartjies oes ons nie hier op die perseel nie. Dis 'n baie maklike plant om te plant en hy groei baie maklik. Hy is inheems, hy is waterwys, hy groei van 'n steggie. Ons grootste probleem was die oesproses want dit is baie arbeidsintensief en dit vat baie lank en ons is nog besig om te dink hoe gaan ons dit beter doen. So, omdat dit so arbeidsintensief is, het ons hande gevat met 'n gemeenskapsprojek hier in ons omgewing, Tsepo gemeenskapsprojek. Hulle het groentetuine en hulle het vir ons spekbome geplant. Dit gee vir die mense wat daar bly waardigheid. Dit is hulle werk. Hulle moet na die groentetuin en na die spekbome kyk. En dit gee ons bietjie ekstra hande wat ons help met die plant van die plantjies. Ons gebruik die plantjies by Tsepo net om steggies te maak en nuwe plantjies te maak. En Tsepo kan ook van die plantjies wat ons vir hulle geskenk het, self plantjies maak wat hulle kan verkoop.